Baie welkom hier by Herberg Studio en vandag gaan ons voort met ons gesprek oor die vroeë kerk. Nou as jy in die middel ingeskakel het van die reeks, ons trek vandag by episode 9 en ons gesels van hoe hierdie Christenbeweging verskynsel vandag bietjie anders lyk as wat die vroeë kerk gelyk het wat vir Jesus gevolg het. En dit gaan nie oor reg en verkeerd nie. Ek dink daar's in albei verskynsels of albei bewegings of vir een beweging goed wat plaasgevind het, wat ons gewen het en goed wat ons dalk verloor het. Maar kom ons gesels lekker daar saam, want vandag het ons 'n uitdagende tema wat ons gesels oor charismatiese gawes versus orde en beheer. En saam met my in die studio het ek my kollega Sheldon Graham. Sheldon, baie welkom. Dankie Dani, lekker om hier te wees. Dit is maar ook so lekker dat jy is. Sheldon, ek weet jy het 'n storie om mee te begin, want ek onthou die eerste aand toe jy sommer daar by ons gekuier het jy al vir ons hierdie storie vertel. Nou Sheldon is definitief in 'n posisie wat hy vir ons baie meer kan vertel oor die gawes in die charismatiese kerke. Sheldon, vertel vir ons jou storie. Waar kom jy vandaan en wat is jou ervaring van hierdie tema? Nee, dankie Dani, ek waardeer. So ek is, my hele familie kom uit die charismatiese kerk. My oupa is 'n pastoor in die AGS kerk, my oom is by Lewende Woord 'n pastoor. So dis eintlik maar waar ek groot geword het in die charismatiese kerk en nog altyd betrokke en my ouers is nog steeds in 'n charismatiese kerk, baie goeie charismatiese kerk. So dis ook nie, ek wil ook nie sê ek is hier anti-charismatiese kerk of wie teen die kerk of wil hulle nou 'n sekte noem of so aan nie. Verseker. Maar ek is baie bly waar ek nou is in die NG Kerk en baie trots daarop en eintlik my tuiste in die NG Kerk gevind. So jy het nou hierdie storie al gehoor, hoe dit nou gebeur het dat ek hier op eindig. Ek het tweede jaar van teologie, my teologiese studies besluit om deel te word van die NG Kerk. En dit kom eintlik van 'n lang paadjie waar ek besluit het om teologie te swat. Nou, van kleins af, ek onthou eintlik hier waar begin hoërskool, einde laerskool het ek al begin vra oor die Bybel en wou meer weet en dit is vir my verskriklik fascinerend gewees, hierdie boek en wat hy vir ons vertel. So ek was baie betrokke, baie vrae gevra en goed. So dit was altyd in my agterkop, teologie. Ek het nooit gedink ek sal ooit teologie swat of 'n pastoor of 'n dominee word nie, vir die blote rede ek was bitter bang voor mense te praat. Van kleins, ek was daai ouetjie wat die onderwyser, die Afrikaanse en Engelse juffrou het gesê, nee, jy kan maar na die tyd kom speech, jou toespraak lewer, want ek kon nie voor die klas staan en praat, ek sou so bewe my kaartjies sal uit my hand uitval. So dit, ek vertel daai storie vir mense, hulle kan dit nie glo nie. Maar daai is te danke aan baie goeie mentors wat my eintlik bietjie in die diep water gegooi het, maar geleer het hoe om voor mense in blootgestel het. Maar dis 'n hele ander storie. Maar ons het ek dink ek was graad 9 of 10. Ja, ek dink is graad 9 gewees. Het ons gekom en daar het iets in ons familie gebeur. My niggie het siek geword met Guillain-Barré. Nou as jy nie weet wat's Guillain-Barré nie, dis 'n siekte wat al jou spiere aantas. So byvoorbeeld jy kan nie tot jou longe val plat. Jy kan nie vir jouself asemhaal nie. En dit was baie touch and go gewees. Die dokter het gesê sy gaan nie weer kan loop nie, sy gaan nie weer kan praat nie, sy gaan bedlend wees vir hulle het in die begin geweet nie of sy eers vir haarself kan asemhaal vir die res van haar lewe. So dit was baie erg gewees vir ons. Sy was baie goeie sportster gewees. So dit was 'n groot ding vir ons familie gewees. En toe het ons as kerk net saam begin bid en altyd saam hospitaal toe gegaan en mag vertrou en geglo dat sy sal gesond word. En nou het sy 2 kindertjies. Sy is nie 100% herstel nie. Sy is nie, haar spiere is nog maar swak en goeders, maar sy gaan aan soos 'n normale persoon aangaan. Sy het geen gebrek of so nie. Eintlik al wat nou maar fout is haar spiere is nie so sterk soos wat dit altyd was nie. En dit sal ook nooit weer so wees nie. Maar sy het 'n normale lewe wat sy lewe. Gelukkig getroud al vir 4 jaar, 2 kinders. En dit was 'n groot, nie mylpaal in my geloof nie, maar iets wat dit toe nou versterk het. Die feit dat sy
toe nou gesond daar uitgestap het. Gesien soos 'n wonderwerk. Ja, presies. Nee, ons sien dit nog steeds as 'n wonderwerk dat God ingryp. Hele familie, kerk, almal. Jy sal glo dan 'n jaar, ek dink is 'n jaar en 'n half of 2 jaar dalk, nadat my niggie siek was, het iemand in ons gemeente ook Guillain-Barré gekry. En weer dieselfde storie en jy kan nou dink, ek het nou gesien hoe iemand tegnies nou genees word as ek nou so destyds toe nou so geglo het, dat ons gebid het en ons het geglo en sy het gesond geword. Sy is nou fine. En in my kop was dit net hierdie ding van dit sal nou weer gebeur. Ek het nie getwyfel nie. En ons het gegaan en ons het vir die ouetjie gebid. En ons was daar elke Sondag na kerk soontoe gegaan in die week daar so vir hom gebid en regtig geglo. En ek soos ek nou sê, ek het amper nie eers gedink dat hy daar aan 'n uitkoms is as wat hy gesond word nie. So ek het regtig geglo hy gaan gesond word. En toe op die einde toe sy nou dood. Hy het dit nie gemaak nie. En ek het myself daar gevind en die vraag gevra, maar hoekom? En ek het dit toe aan iemand gevra en die persoon sê toe vir my, ons het nie hard genoeg geglo nie. En in daai oomblik was daai antwoord nie vir my goed genoeg nie. En daar het ek gesê, maar dit is 'n goedkoop antwoord. En ek noem dit nou nog, dis 'n goedkoop antwoord. Nee, dit kan nie wees nie. Daai kan, ek weet, ek het geglo, ek weet, want ek het eintlik 'n bewyse gehad van my geloof, van my niggie wat gesond, so ek het geen twyfel gehad nie. Waarom? Dit was my vraag. En dit het half my pad begin, dat ek begin teologie, en een van my mentors het toe vir my gesê, man, gaan swat dit. En toe my oupa my eintlik gehelp, wat in die AGS kerk is, toe hy geswat het, moes hulle nou nog deur tik swat, en jy moes jou tale gehad het, Grieks en Hebreëus, en hy motiveer my toe nou, en sê, gaan swat teologie. En ek besluit toe, hoe dit nou gebeur, ek sou BCom Rek gaan swat het, my beste vriend van skool, sy ma het vir auditeursfirma gewerk, en sy het gesê, ok, kom shadow net 'n week daar. Na 'n dag daarin, toe ek haar uitstap, toe weet ek gaan nie hierdie doen nie. Hierdie is nie vir my nie. Ek is goed daarin, maar dit is nie vir my nie. En daar het ek toe nou eintlik besluit, okay, ek gaan teologie swat. Maar toe het ek nou teologie gaan swat, nie kerk vas eintlik nie eintlik betrokke by 'n gemeente of so aan nie, maar baie los gewees. En stadig maar seker begin teologie, en die teologie het my eintlik begin vorm, en ek het 'n liefde daarvoor gekry, en die groot ding wat my aangetref het van teologie is die verantwoordelike skrifgebruik. Hoe die kerk al deur eeue die skrif hanteer. En dit het my, as iemand wat uit 'n charismatiese kerk uitkom, waar dit nie, ek wil nie sê hulle, daar is baie kerke, nie net charismatiese kerke, wat die skrif nie verantwoordelik gebruik het, dit kan ek vir jou sê. Maar die idee van skrif verantwoordelik gebruik, is nie eintlik in die charismatiese kerk nie. Dit is eerste is, wat lees jy en wat beteken dit vir jou? Dit is maar die uitgangspunt. En toe ek teologie begin swat, was daar net hierdie diepte van, nee, maar daar's nog meer agter. En ons leer oor historiese kritiek en redaksiekritiek. En die agtergrond, die vertelde tyd en die vertellende tyd. Al hierdie goed wat agter hierdie tekste lê. En ek was nog altyd lief vir tale, ek het Duits op skool gehad, baie lief vir Engels gewees, en so die Grieks en Hebreëus het my veral ook aangegryp. Wat hierdie tale vir ons vertel. En daar het ek toe nou uiteindelik 'n plek van behoort begin soek. En natuurlik, as jy NG student is, dan moet jy by TUK swat, en stadig maar seker saam die NG studente begin gesels, en met die lektore wat in die NG kerk is, en toe begin sien, maar die NG kerk doen eintlik baie moeite met hulle skrifbeskouing, en hoe hulle studente oplei, is om die skrif verantwoordelik te gebruik. Jy kan maar inval, ja. Ja, ek hoor by jou, hoe kom jy die skuif gemaak het,
van 'n charismatiese tradisie na 'n gereformeerde tradisie toe. Dit yes, maak heeltemal sin. Ek bedoel uit my perspektief uit. Ja. Nou, ek het ook soortgelyke stories. Ek bedoel, obvious word jy nou groot in 'n skool met klomp denominasies, klomp maats, klomp vriende wat in ander kerke is. Wat wonderlik ook is, want wat vir my die lekkerste was van vriende wat nie in die NG Kerk was nie, hulle vra en dink oor goed anderste. Ja. Wat maak dit jou ook 'n bietjie moet dink, maar hoekom glo ek wat ek glo en hoekom dink ek so oor die dinge soos wat ek dink? Maar ek onthou die tale ding was altyd nog 'n groot ding gewees in die charismatiese kerk. Dit is 'n persepsie wat ek het. En die persepsie is maar gevorm oor jare. Ek onthou toe ek op hoërskool was daai, hulle het dit die Toronto blessing genoem. Weet jy daarvan? Ken jy dit? Dit moes dan kan aan Toronto begin, hierdie val in die gees. En ek onthou een oggend by die VSSV, ek was daar op die komitee gewees en ons het gebid voor skool beginnend in die klas, die VSSV groep saam. En ek stap in en hier's een van die meisies in trane. En jy is natuurlik, as jy nou besorg oor haar en vra wat is fout. Sy sê nee, sy was gisteraand by so 'n byeenkoms gewees en die persoon het sy hand op teen haar kop gesit en sy het nie agteroor geval nie. So die gees van God wou nie aan haar ingaan nie, was 'n opmerking gewees. En ek dink dit kan nie wees nie. Ja. Hoe kan iemand so iets glo? Maar ek bedoel, daarmee wil ek nie tale dis nie of gawes dis nie. Ek glo dat ek glo ten diepste, soos in 1 Korintiërs 12 en baie dele van die Bybel, dat God sy gees vir ons gawes gee. Hy gee vir ons gawes. En ek dink een van die gawes wat hy vir jou gegee het is om te preek, Sheldon. Ek hoor jou storie oor jou skaam wees, maar dis dalk net ietsie wat jy oor moes kom, maar God het definitief vir jou 'n gawe gegee en dit is so lekker om na jou te luister hoe jy preek. En die mense vind soveel waarde in dit en waarheid. So dis lekker. Maar so gawes is daar, maar partykeer die manier hoe mense gawes na kyk en dit beleef in die konteks waarin dit plaas, weet ek nie altyd as dit altyd gesond is vir die geloofsgemeenskap of vir die gelowiges nie. So ek dink ons moet vandag 'n bietjie daar gesels en hoor maar wat is hierdie gawe ding? So wat is jou ervarings nog van gawes? So daai is presies die punt wat jy maak. Dis vir my veral in die charismatiese kerk waar dit so groot druk op die lidmate gesit word. Dit het eintlik op die meer seer maak, meer sleg doen as goed. En ek kan myself as voorbeeld gebruik. Soos ek nou reeds gesê het, ek was van jongs af baie vrae gevra en natuurlik het ek nou meer betrokke geraak in die charismatiese kerk en hierdie ding van gawes was half 'n druk op jou gewees en ek hoor dit nou eers toe nou later by my eie gesin. Ek is die oudste van 5 kinders, maar want ek het geglo, kom ek sê eerder so, ek kon in tale praat. En dit was hierdie taal wat jy nie kon verstaan nie, wat net tussen jou en God is, dis hoe hulle dit verduidelik. En ek lag nou eintlik as ek dit hoor en dis regtig nie 'n spotting nie, maar dit is wat die mense vertel het. Die rede hoekom jy dit nie kan verstaan nie is sodat die duiwel dit nie kan hoor nie. En as ek nou daaraan dink, Dani, dan dink ek, ja, dit is regtig vir my, dit is regtig wat vertel word. Dis is hoekom, want hulle soek rede, hoekom is dit hierdie taal wat jy nie verstaan. Ek het dit maar gevat en ek het aangegaan en toe ek nou eers, en dit wil ek duidelik maak, soos dit is nie die NG Kerk wat my oortuig het dat die tale wat, hierdie vreemde tale, ek noem dit eintlik maar gibberish, wat jy met my praat, dis nie die NG Kerk wat my oortuig het dat dit nie is wat die Bybel sê nie. Nee, ek het voordat ek deel geword het van die NG Kerk, eintlik bewus geword, deur die Grieks. Dat die Grieks verwys nie na, en ons kan nou daaraan raak, na 'n taal wat jy nie kan verstaan of 'n gibberish, 'n hemelse taal nie. Dit verwys eintlik na 'n taal wat gehoor kan word. Maar en toe ek dit lees, dus hou ek op met hierdie gibberish wat ek praat. Want dit het my lank gepla, maar dit is half 'n verwagting wat geskep word en jy moet dit nou volhou hierdie verwagting. En later toe ek veral met my sussie praat, sy het altyd sleg gevoel. Want hier is ek kan hierdie taal en goeters praat en dit is nou 'n bewys dat die Gees my gevul het en sy het lank gebid en gesoek en sy het net nooit sulke gawes gekry nie. Sy kon nooit profeteer of in tale praat of drome droom en sy het dit al sleg laat voel. En dit is wat gebeur, ongelukkig is
mense begin voel, hulle het nie die gees nie, en mense begin sê, maar ander mense is beter Christen as ek, en dit is regtig, sonder dat dit so bedoel is, sonder dat ek enigstens bedoel het om te sê, ek is meer as die gees vervul, dis hoe dit gelyk het. Ja. Want dit raak half bietjie performative, sonder dat jy agterkom. Ek het met 'n meisie uitgegaan wat nou my vrou is. Sy was in die NG Kerk groot geword, maar sy is uit die NG Kerk uit oor na 'n charismatiese gemeente toe. In ons studentejare. En wat wonderlik was vir haar. Dit was 'n goeie tyd vir haar gewees. En ek onthou ek was een aand, ek kan nie eens ek saam met haar was nie, maar ek was daar. En ons het dan bid. En toe die worship leader het toe gesê, nou, hy gee nou kans dat ons die Here elkeen in ons eie taal kan aanbid. En natuurlik teologie geswat en ek verstaan die konteks en ek verstaan wat hy in gedagte het soos jy nou beskryf het dalk. En ek onthou net hierdie woorde wat ek in die Here uitgespreek het. Ek sê vir hom, Here, dis Afrikaans of Engels vir u vandag. en my Engels gaan vreemd klink, so ek gaan maar bly by Afrikaans. Maar dis 'n realiteit vir baie gelowiges en dit 'n konteks van waar dit vandaan kom natuurlik. Nou, ek bedoel die ouens as jy nou verwys het hoe hulle Bybel lees. Ekskuus. Ruk dit nie uit die lug uit nie. Ja. Hulle lees die Bybel op 'n manier. Nou waar dink jy sou dit vir die charismatiese kerk belangrik geword het om 'n taal te ontvang? Dan is dit net 'n vinnige storie oor die tale, soos jy nou sê, dit gaan vandag Engels of Afrikaans. Ek onthou toe ek begin teologie swat, ek dink dit was nog in my eerste jaar. Toe kom ons in Nuwe Testament oor hierdie teks en ons leer daaroor. En my professor sê toe, half is so throwaway comment gemaak, wat sy sê, as julle dink as God eintlik vir ons tale gegee het, sou dit Grieks of Hebreëus gewees het. Want dis wat die Bybel in geskryf het. En daar was een van die goed wat by my gebly. Eerste was ek ontsteld geweest, want ek sê, hulle sê eintlik maar my sleg nou, wat gedink ek kon in tale praat, maar ook daai bewusmaking van, hoe prakties is dit eintlik om 'n taal te praat wat niemand verstaan nie. En daai het my ook maar 'n vraag aan hoekom, waarom? Ekskuus, kan ek vir jou 'n storie vertel wat op dit bou? Ja. Ek onthou ons was in Frankryk gewees in Valoncia, die boonste provinsie net so onder brugge of langs brugge, waar ons besig was om traktaatjies te versprei. Ons het 'n sendeling gehelp met hulle organisasie. Is baie oulike program en goed. En daar op die platteland is daar min Franse wat regtig Engels kan praat. Hulle wil nie Engels leer, maar dis 'n ander lang storie. En ek het vir die Here tydens daai uitreik gevra, sê Here asseblief, as jy vir my taal kan gee, laat asseblief net kan Frans praat, dat ek net met die mense kan kommunikeer. Wel dit nou nie gebeur nie. Ja. Maar dis my diepste begeerte van my hart gewees. Miskien het die Here goed geweet om dalk nie vir my Frans te gee, sodat ek met hulle kan kommunikeer dalk nie. Maar ja. Maar dit is nou, soos as ek nou terugkyk, het ek in daai oomblikke begin, veral eerste 2 jaar, as ek nou gedink het ek praat in tale, dan sou ek neerskryf wat ek praat. Dit is eintlik niks, dit beteken niks. En dan sou ek begin, dit wanneer my ongemaklik laat begin voel. Dus wat beteken hierdie nou? En dan sou ek probeer sin maak het van wat ek nou gesê het. En stadig maar seker begin besef, maar dit beteken niks. Ja. Hier is net eintlik uit my eie uit, as ek nou eerlik is. Ja. Maar die groot rede waarom ek dink, dit gee vir jou, ek wil amper sê dit skep 'n identiteit, hierdie gawes. Dit gee, want as jy nou kan profeteer, is jy nou 'n profeet van God. En as jy in tale kan praat, dan beteken dit jy verstaan iets wat iemand anders nie verstaan nie, of jy het iets wat iemand anders nie. Dit gee vir jou half identiteit, 'n rang, 'n status, wat jy, dit is half 'n bewys. En dit kom by hierdie dualistiese verstaan van die menslikheid, dat ons is vlees en gees. En dit is wat die charismatiese kerke leef, waar ek nou betrok, ek kan nie vir almal praat nie, is dat veral met die doop, daar's 2 dope. Jy word gedoop eers in water, dis hoe daai teks verstaan, en dan word jy gedoop in die vuur van die Heilige Gees. En jy moet eers eintlik in die vuur van die Heilige Gees gedoop word, voor jy die Heilige Gees kan kry. Dit is, ons kan nou al die tekste gaan aanhaal, waar dit uit konteks uitgelees word, dat
hulle dit eintlik maar misverstaan en dit is eintlik hierdie gawes word nou 'n bewys dat jy die gees van God het op jou of die gees van God is binne jou. So dit is half groot gedeelte van dit was dat mense bang geraak. Dis 'n vreesding gewoon want is ek dan nou gered as ek nie gedoop is in die gees nie? Dit is hierdie vraag. En dit baie te doen met kan ek my redding verloor tipe storie. So ten minste as ek hierdie gawes het, dan is dit bewys dat die gees is in my en dit is dan nou ook seker maar ten minste 'n bewys dat ek gered is. Michelle, kan ek jou my opinie deel, my persepsie, ek mag heeltemal verkeerd wees, van waar ek dink, ek het nie groot word in die charismatiese kerk nie, maar waar mense en geleerdes in die charismatiese kerk dalk hierdie praat in tale dalk 'n belangrike gawe gemaak het as 'n teken dat ek die gees van God het, of jy praat van die vuurdoop van die gees. Ek is diep bewus van die boek Handelinge. In die boek Handelinge, na die gees uitgestort word, weet ons Handelinge 2, praat die mense aan tale, maar eintlik, as ons die Griekstaal lees, sien ons is meer 'n hoorwonder as 'n taalwonder. As mense reg rondom die hele Jerusalem van noord, oos, suid en wes teenwoordig, maar elkeen hoor op een slag hulle eie taal. Beteken ons klomp verskillende tale gepraat, hulle hoor hulle eie taal wat gepraat word. Dit is 'n hoorwonder. Nou in die hele Handelinge boek sien ons dat mense tale kry, as wanneer die gees uitgestort word, maar daar's uitsonderings ook, baie uitsonderings. As mense baie keer 'n taal gekry het voordat hulle gedoop is. En dan sien ons dat mense baie keer nie 'n taal kry wanneer hulle gedoop word ook nie. Dit sien ons ook in Handelinge. Dieselfde ding. So ek het 'n vermoede dat omdat Handelinge werk met hierdie boodskap wat versprei van Jerusalem tot die uithoeke van die wêreld, ja, Handelinge 1 vers 8. En soos die gees ontvang en hulle laat uitbrei, speel die taal, soos ons amper in Frankryk kom, 'n belangrike rol sodat die boodskap kan versprei. En dis hoekom die tale ding in Handelinge 'n belangrike element gemaak het as 'n teken van die gees is besig om die boodskap te versprei. Waar wat ek by jou hoor is, dit kan gebeur vandag, nie in alle charismatiese kerke nie, maar dit kan gebeur dat dit 'n status of identiteitsmerker is, word, wat dan baie verwarring kan bring vir mense ook, in twyfel. Ja, en ek kan nou admit, toe ek nou nogal was, en ek het nou gedink ek het hierdie tale wat ek kan praat, en het ek baie mense seer gemaak, ek weet dit, en ek het na die tyd, eers na my 3de jaar vir hierdie mense gaan om verskoning vra, want ek het goed gesê en omdat ek geglo het, dis die gees wat deur my praat, eintlik as ek nou eerlik is, was my ego gewees, want ek was trots gewees en ek het gedink ek is hierdie instrument wat God gekies het, as ek nou so kan sê, en ek het vir mense goed gesê namens God, wat nie God was nie. En dit is die gevaar. En in daai oomblik het ek regtig geglo dit was God. Ja. Regtig, het geglo dit is ek geglo dis die Heilige Gees. En as ek nou terugkyk, weet ek was eintlik maar net my eie ego en ek was net naïef geweest. En dis die gevaar daarvan. As ek dit destyds geweet het, sou ek nooit gesê het nie en ek sou nooit daai mense wou seermaak nie. Dit is inderdaad so. Nou, jy ken dit baie goed. Een van die tekstgedeeltes in die Bybel, wat nogal handel oor gawes en tale is daai 1 Korintiërs 12 tot 14. Hy het so 12, 13, 14 met eintlik 'n eenheid vorm, maar dan sê die geleerdes vandag vir ons sê 13 so interpolasie, dis so hy tussenin gevoeg tussen 12 en 14 om 'n punt te maak. Ja. Nou Sheldon ken hierdie goed baie goed. Nou jy wat luister, gaan ek net 'n bietjie konteks gee. Nou hierdie Korinte gemeente was naby 'n dorpie met die naam van Delphi, omtrent so 60 km weg. En jy kan dit gaan Google en kyk, daar's nog steeds hierdie ruïnes waar die profetes geprofeteer het in tale by die ruïne. Nou dis heidense profetes. So jy kan gaan soek vir die ruïnes by Delphi, vir orakel by Delphi, en dan kry jy die prente, daar's al 6 mirasies. Nou wat gebeur het is, mense sal verbykom en die profetes sal in tale praat, hierdie soortgelyke hemelse tale, né? En dan moet daar iemand altyd teenwoordig wees, 'n ander profetes wat die tale uitlê vir die mense wat verbykom om te sê wat die gode vir hulle sê. Nou, die gemeente in Korinte was bewus hiervan, die mense, en daar was ook half so 'n bietjie van 'n status ding van, hulle het gedink hulle is belangriker, soos Sheldon gesê het, bes voel, en ek prys Sheldon dat hy so eerlik met ons kan praat, want ek dink dis wat in mense se wesens gebeur, ek doen dit weer op ander maniere. En
So wat nou gebeur het is, taal het 'n groot ding geword hier in Korintiërs 12. En jy kan dit self gaan lees. Maar Paulus hy sê dat ons kundig moet wees, bewus moet wees oor die tale. Hy sê daar in vers 1 van hoofstuk 12 sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die storm afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus nie deur die Gees van God praat en niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Gees van God. So daar is eintlik sy merker om te sê as jy aan die meester Jesus behoort en jy sê eiendom, dan is dit jou belydenis, Jesus is die Here, nie 'n taal of 'n gawe of gesondmaking gawe ensovoorts nie. Maar dan sê hy dat al hierdie goeders, al die gawes is goed wat God vir ons gee en dis nie vir persoonlike verryking nie, dit is vir 'n gemeenskap, dit is vir die gemeenskap te verryk. Nou kom ons gaan oor na sy volgende metafoor toe om van die gemeenskap te praat. Dan gebruik hy die liggaam-model. Dan sê as die een oor is, moet die ander een nie ongelukkig as hy die oog is nie en sovoorts. So elkeen het 'n spesifieke rol om te speel. Nou kom hy daar aan die einde van hierdie hoofstuk 12, dan het hy so uit 'n hiërargie wat hy plaas van die verskillende gawes en bediening wat daar is en wat God gee. En dan sê hy aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. En 'n ander 'n woord van kennis. Dis nie dieselfde nie. En die een en die ander kry nie dieselfde gawe nie. Almal kry nie dieselfde gawe nie. Deur dieselfde Gees die een geloof, deur dieselfde Gees aan 'n ander genadegawes. Dan van gesondmaking en dan aan 'n ander om krag die krag om wonders te doen en dan aan die een om te profeteer, soos vir jou Sheldon, en dan nog 'n ander om die gawe om tussen geeste te onderskei. En dan kom hy by die tale en nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En aan 'n ander om dit uit te lê. Hy sê nie almal kry daai spesifieke gawe nie. En ek dink dis belangrik om te hoor dat ons deur die Gees iets kry om by te dra tot die geloofsgemeenskap. Maar ons kry nie dieselfde nie, want ons is 'n liggaam wat verskillend is, verskeidenheid is van mekaar. En presies daai punt daarin is waar ek besef het dat die taal, die gawes in die vandag se kerk, oral, nie net in die charismatiese kerk, verkeerd verstaan word. Wat Paulus hierso doen is, hy spreek hulle eintlik aan soos wat ons gawes vandag verstaan. Want dit het begin gaan oor hulle self. Hierdie gawes was om myself op te bou en vir myself te sê ek is nader aan God. En dit is wat die heidene gedoen het, want dit is, soos jy nou gesê, soos hy profetes. Dit is hoe hulle afgoderry gewerk het. Die gode het jou beloon vir die goeie persoon wie jy is, of die goeie werke wat jy doen, en hierdie beloning is nou hierdie tale, of hierdie uitlê, en so aan. En Paulus spreek hulle eintlik aan en sê, dit gaan nie oor jou nie. Dis eintlik wat hy sê. En dis kom uit die liggaam aan. Dit gaan oor die liggaam. Ja. En dit maak meer vir my sin. Daai punt, dit is waar as ek probeer van mense verduidelik, is, wat gaan die koninkryk van God meer baat? Iemand wat vreemde tale praat wat niemand verstaan nie? Of as iemand die woord verkondig van God en almal kan dit verstaan in hulle eie taal of in hulle eie manier, of op 'n nuwe manier? Ja. Wat maak meer sin? Ja. Wat gaan die evangelie verder vat? Ja. Wat gaan die koninkryk verder neem? Hierdie taal wat net jy kan praat en eintlik maar chaos maak en niemand verstaan nie, of hierdie ding wat gaan oor die boodskap? En ek wil graag ons luisteraars moet weet, wanneer Grieks geskryf word, hy het baie spesifieke struktuur, so jy kan regtig goed in volgorde plaas, is dit lyk soos in die Bybel, een klomp sinne net langs mekaar, en op hierdie hiërargie van volgorde sit 'n ongewone tale of klanke om dit uit te lê heel laaste, en soos jy sê Sheldon, hy wil eintlik vir die ouens wat bietjie arrogant is, hy die status aangryp, wil hy so bietjie net perspektief gee, en dan sê hy ook daar aan die einde van hoofstuk 12, sê julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik elkeen 'n lid daarvan, en in die kerk is daar mense aan wie 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar, nou begin weer met so 'n hiërargie, apostels en tweede profete, derde leraars, verder is daar die wat wonders kan doen, en die wat genadegawes ontvang het om gesond te maak, om hulp te verleen, dis ook gawes, om leiding te gee, en of om ongewone taal of klanke te gebruik, sit hy weer heel laaste. En dan, wat baie interessant is, dan kom in die hoofstuk 13 wat hy
of party mense voel is tussenin gevoeg en dan sê of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke of almal kan dit uitlê. Dis 'n retoriese vraag en antwoord is nee. Dan sê hy lê julle toe op die beste genadegawes. Ek onthou in die standaard in Grieks ons destyds sê daai sin kan jy ook vertaal. Dat sê my julle beklei eintlik oor wie die beste genadegawes het. En dis alhoewel wanneer dit nou ridiculous raak in hierdie gemeente. En dan natuurlik en dan praat hy nou oor die liefde en dan begin hy weer eens. So al praat ek die tale van mense en engele, dis soos die hemelse tale, maar ek het geen liefde nie. So Sheldon gesê het, ek 'n stuk klinkende metaal geword, 'n galmende simbaal geword. Jy raas net. En hy sê al het ek die gawe van profesie en ken al die geheimenisse en besit al die kennis en het ek al die geloof om berge te versit. Ek bedoel, wat 'n gawe is dit nie? Maar ek het geen liefde nie. Dan is ek niks. En so gaan dit aan, en julle ken die liefde baie goed. En dan kom dit wat Sheldon nou praat van, by hoofstuk 14, want daar is nou spesifiek hierdie probleem oor taal in die gemeente, en hoofstuk 14, gaan lees dit, gaan jy sien, pak hy presies uit, so Sheldon dit nou vir ons verduidelik. Hy sê, iemand wat ongewone taal of klank gebruik, praat nie net met mense nie, maar met God. So Paulus sê vir hulle, hy gebruik het ook, hy sê, die een van ongewone taal of klank gebruik, bou net homself op, maar die een wat profeteer, bou die hele gemeente op. En dan verder vers 6 sê daar in hoofstuk 14, en nou broers, as ek na julle toe kom, en ongewone taal of klanke gebruik, van watter nut sal dit vir julle wees, presies wat jy sê. En as julle ongewone taal of klanke gebruik en nie 'n verstaanbare woord praat, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê word? En dan sê hy, daarom moet hy wat ongewone taal of klanke gebruik, bid om die gawe om dit uit te kan lê. Want as ek ongewone taal of klanke gebruik wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarby nie. Hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, maar ook met my verstand. Ja, en dan sê sy, ek dank God, hier is oulik, dit skryf Paulus aan vers 18, ek dank God dat ek meer ongewone taal of klanke gebruik as julle almal, maar in byeenkomste van die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat, om ook ander te onderrig, as 1000 woorde in ongewone taal of klanke. Ja, en dit is die een ding, as ek vir mense probeer verduidelik, vir al hierdie teks, dan sê ek, julle moet verstaan, Paulus trap eintlik die kerk in Korinthe uit. Ek spot gewoonlik dat die mense verstaan. Die kerk in Korinthe is half soos Paulus se middelkind. Of sy stiefkind. Want dis ook nie, as ek seker is, Paulus het nie die kerk in Korinthe gestig nie. Dis een van sy, ek wil net seker maak oor daai. Maar ek verbeel my, maak nie saak nie, maar ja. Maar dit is dan nou waar hy kom in vers 13, hy sien hierdie groot probleem, en vir Paulus, jy kan al sy briewe gaan lees. Vir hom, veral in Korinthe, en die brief van die Romeine, gaan dit vir hom oor die eenheid van die kerk. Ja. Want ons moet ook verstaan, dat in die tyd van Paulus, is dit nie duisende mense, nie eers honderde mense in 'n kerk nie, dis 'n paar mense. En hulle woon of hulle ontstaan in 'n plek wat nie Christendom aanvaar nie, wat nie eers Christendom ken nie weet wat dit is nie. So, daai groep is nog eintlik maar baie vulnerable vir gevare daar buite. So reg deur Paulus se briewe motiveer hy die eenheid van die kerk. En nou veral in Korinthe is dit die misbruik van die gawes wat die kerk in drang stel eintlik, as ek dit so kan sê. Dis gevaarlik, en dit is hoekom hy hierdie insit, en veral vers 13 is vir my verskriklike mooi plek waar die brief net stop vir 'n oomblik. Want Paulus praat oor die praktyk van geloof en die praktiese werke van die kerk reg deur die brief, en dan vir 'n oomblik staan hy net stil, en hy sê, maar wag net gou. Vergeet julle waarom ons 'n kerk is. Vergeet julle waarom julle gelowiges is. Vergeet julle waarom julle geroep is. En dit is al waar vers 13 is. En hy trap hulle eintlik is hierdie ding van al praat jy hemelse taal. Dit is soos om dit te verduidelik wat Paulus daar sê. Dit is soos 'n rugby coach van 'n onder 11 span wat vir die een laaitjie sê, man, ek worry nie of jy Andrei Pollard is nie, paas die bal. Of speel saam met die span. Dit help nie, jy probeer die span alleen aanvat. Dit was wat Paulus sê. Hy sê, hy worry nie of jy met engele kan praat nie. As jy nie liefde het nie. Ja. Dis die doel. As jy nie die liefde van God kan uitleef nie. Dit is die doel van die liggaam van Christus.
Ons gaan nie in hierdie wêreld in deur haat en mag en verwoesting nie. Ons gaan nou in die wêreld in, God stuur ons in met liefde Ja. en met vergifnis. En dit is hoe die kerk groei, deur hierdie goeders. So dit is belangriker om eerder lief te hê as om tale te praat. Dit is eintlik wat hy sê, om al hierdie goeders te doen. Want julle bring net eintlik skering tussen julleself, as te doen wat die liggaam van Christus behoort te doen. En daarom sluit hy af, daar, nie, met sy gedagte, laaste paragraaf, sê dan vers 22, hoofstuk 14, so is die gebruik van ongewille tale of klanke dan 'n teken van ongelowiges en nie vir gelowiges nie. Dis maar interessant, ek het 'n vriend, ek dink ek nog te lang stories vertel nie, wat ook in die charismatiese kerk is goeie huisvriende, en iemand vir ek baie lief is. En hy het my vertel, sê Dani, hy sê, ek sal nooit na een van julle eredienste toe kom, of na jou kom luister nie. Hy sê, dit is doodvervelig. Hy sê, daar by sy vriend wat 'n pastoor is, wat 'n genesings doen, sê hy, kan hy sien hoe die gees beweeg, en dan haal hy sy hoed ewe skielik so af, en sê, dan sit hy regop, want die Here is nou hier. En so vir hom is hierdie buitengewone gebeure, die wonderwerke, tale, of aangawes wat buitengewoon is vir hom, of 'n teken van God se teenwoordigheid. Maar as ek na jou luister, klink dit my vir Paulus en vir jou, Sheldon, is liefde 'n teken van God se teenwoordigheid. Die liefde en die eenheid van die kerk is hier. Ja. En ek kan dit nou self sê in my eie, soos ek nou reeds gesê het, ek het niks te doen vir God se liefde deur te dink ek kan in hierdie tale praat, en ek het vir mense gesê ek praat namens die Gees, en ek het hulle eintlik verjaag vir die kerk af, as ek nou eerlik ben. Ek sit myself in hulle skoene, as iemand dit vir my gesê het, dan dink ek, ek sou teruggekom in kerk toe nie. En dit is nou net 'n praktiese voorbeeld, ek gebruik myself nou net, van hoe ek meer skade gedoen het aan die eenheid van die liggaam van Christus as enige goed. En want ek het gedink ek het hierdie goed. Sheldon, ek het ook so 'n paar sulke stories. Ek dink ons kan nog 'n reeks doen oor al die foute wat ons gemaak het, waar ons spyt was. Ek kan ons dit bely oor die aanlyn. Hoorie maar Sheldon, dit was lekker om jou hoor te gesels. En ek dink jy het vir ons gehelp om die gawes in 'n konteks te kan sit. En dat God ons steeds gawes gee vandag, maar hoe ons dit gebruik en waarvoor ons dit gebruik, is waar dit gaan. Dit gaan oor die liefde en die eenheid van die kerk. Sheldon, baie dankie vir die gesprek. Dankie, Dani. Waardeer dit vreeslik baie. Ons volgende tema gaan ons 'n bietjie gesels oor die veelheid van teologie versus 'n vaste dogma. En jy het iets daarvan gehoor wat Sheldon ook sê in vandag se episode, maar kom ons luister na die ene. Dankie dat jy geluister het. Ons luister volgende keer weer saam.